Dis vir my 'n wonderlike voorreg om vanmôre met die gemeente hierdie woord te deel. En dit is dat ons 'n nuwe skepping in Jesus is. Ons gaan 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19 lees. Voordat ek lees, wil ek net die gedeelte herinner van die gelykenis van die saaiër wat Jesus vertel het. In die gelykenis is daar 4 verskillende gebeurtenisse wat plaasvind. Die eerste gedeelte is wat die saad op die pad geval het, en dis te hard. Die tweede gedeelte het dit in die dorings en die dissels geval, die derde gedeelte in die vlak grond, en die vierde gedeelte in die goeie grond. Maar die eerste gedeelte wat op die pad geval het, wat dit nie eers 'n worteltjie gemaak het nie, is omdat hulle dit nie verstaan het nie. En omdat hulle dit nie verstaan het nie, daar nie eers 'n worteltjie was nie, en die bose dan gekom en het opgepik. En dit is belangrik, dat een en elkeen wat hier sit, of het klein is, of het groot is, oud, jong, maak nie saak nie, moet die woord van God verstaan. Daar's krag in die eenvoud van God se woord. Dis nie een teologiese ding wat jy 'n skrifgeleerde moet hê. God het dit geopenbaar vir die kindertjies. Jesus het gesê die kindertjies moet dit verstaan. Want dis hulle aan wie die koninkryk behoort. So asseblief, as ek enigstens te hoog praat of te woorde gebruik, soos wat Dani my laas by ons daai by die name gedoen het, ons moet daarom. Dis die vaste spys wat hierdie gemeente moet eet. Maar nou, vir 'n begin, kom ons leer die basis. Kom ons leer die basis met eenvoudige taal. En as iets te moeilik is, asseblief kom praat met my na die tyd. Sê vir my, nog 3 klikkies laat. Want dit is belangrik, want as ons nie verstaan nie, dan maak ons vir die bose dit maklik om dit te kom vat. Want as ons nie verstaan nie, gaan ons dit nie doen. So asseblief kom praat met my na die tyd. Sê vir my, nog 3 klikkies laat. Jy gebruik snaakse woorde. En die 53 vertaling is 'n ou vertaling. Dis ou woorde, en ek gaan vandag probeer ook om die gedeeltes wat die snaakse woorde wat goeie tierenheid en die snaakse groot woorde wat die ou mense wat soos die een tannie vir die dominee gesê, dominee het so mooi gepreek, veral toe jy sien Mesopotamië, dit was so mooi. Nou dit gaan nie oor die mooi klink nie. Ons moet dit verstaan. Want as ons dit verstaan, dan kan ons dit gaan doen. Kom ons lees dan nou 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 19 en ek het opgewonde geraak toe ek hierdie gelees het. Want dis die blye boodskap. Dis die evangelie, die evangelie beteken is die goed, angelos is boodskap, dis die goeie boodskap wat ons hoor. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ek van hierdie gedeelte gaan ek net nou in meer besonderhede, maar ons kyk vas met hierdie opskrif wat na ons toe spring en sê, ons is 'n nuwe skepsel as iemand in Christus is. Ons is 'n nuwe skepsel. Kom ons begin by die begin. Die woord Genesis wat ons in ons Bybel het, begin, beteken begin. Ons begin by geloof, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van wat ons nie sien nie. Nou iemand het eendag gesê, weet jy wat? Vir 'n persoon om 'n ateïst te wees, as hy hierdie wonderbaarlike skepping sien, as hy daai sterre sien, as hy die mens sien, hoe God die mens gemaak het, die natuur, jy het meer geloof nodig om 'n ateïst te wees as jy dit gesien het, as wat jy 'n kind van God is om te weet God het dit geskaap. Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ons was nie daar nie. Niemand was daar toe God dit in die begin geskep het nie. Ons saligheid, ons ewige lewe, God is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, dit staan vas. Ons vertrou daarop, ons staan daarin. Dit is vir ons 'n vaste vertroue, en dit is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit is soos die een ouetjie wat daar by die oom daar in die Kalahari aangekom het, en die ouetjie is toe nou geoloog, en hy het 'n klomp gate geboor, en hy kom verduidelik vir die oomie, en hy sê, kyk die oom,
Hierso is nou 3 miljoen jaar terug, is hierdie hoop die grond, en 4 miljoen jaar terug, en so gaan hy aan, miljoene jare. En naderhand toe val die oomie om, en hy sê, kom ons gaan drink 'n bietjie tee, en hy sê, mamma, maak 'n bietjie tee, hier is iemand wat by was toe ons liewe Here die aarde geskaap het. Nou, so is ons het was nie by die begin, maar ons vat God se woord, want daar lê die krag. Ons vat God se woord wat sê, hy het dit geskaap en ons gaan sien. Hebreërs 11 vers 2 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Nou daai getuienis ontvang is weer eens 'n bietjie snaaks vir ons. Wat in Grieks sê is, hy het 'n goeie verslag ontvang. As 'n mens dit nou kan vertaal met iets wat mens verstaan, is dit op grond van die mense van die ou tyd se geloof, van hoe hulle gelewe het in geloof, Abraham wat getrek het, en hierdie mense wat eenvoudig dinge net gedoen het omdat hulle geglo het. Dit was so merkwaardig dat mense later daaroor geskryf het en daaroor gepraat het, sodat ons vandag die getuienis van wat hulle geglo het, vandag nog het. Dit is wat beteken, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Vers 3, en hier sluit ons nou aan, nou kom ons by die begin. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Met ander woorde, alles wat ons rondom ons sien, die hele wêreld, het ontstaan uit die onsienlike. Dit is die mooi. Hy sê, en ons verstaan deur die geloof. Ander woorde, die mense kom, die klomp ateïste kom en sê, nee man, daar was 'n oerknal gewees en het 'n klomp seesop en julle daar het 'n paravissies gekom en julle doen op die einde het julle klomp ape gekom en so die mens ontstaan, soos die pa vir sy seun gesê, jou pa kan miskien 'n aap wees, maar nie my nie. Nou so het die mense wat God se woord, hulle kom en hulle slaan met die hart aan. Hulle sê nee, daar was nie 'n God nie. Hierdie goeders wat ons hier rondom ons sien, het maar so toevallig ontstaan. Daar was 'n oerknal gewees en woeps en waarvoor die oerknal, die kan hulle nie verklaar. En waar die gees vandaan kom en die siel vandaan kom en lewe vandaan kom, dit was ook maar net so groot verrassingkie gewees. Maar deur ons geloof verstaan ons dit. En soos wat Jesus gesê het, ons verstaan dit, daarom kan ons dit glo. Ons het begrip, want ons weet, ons het 'n vaste vertroue dat God die hemel en die aarde geskaap het. En hy sê, deur die woord van God toeberei. Nou die Grieks is pragtig. Daardie woord, jy kry 2 Griekse woorde vir woord. Die een is logos en die ander een is rema. Nou die rema sien ons ook in Efesiërs 6 vers 17 en neem aan die helm van die verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord. Daardie woord is dan rema, die woord van God. Daardie woord is met ander woorde, dit is die gees gekoppelde woord. Dit is die logos, die woord, die rede, die verstand, die logiese, wat aan die gees gekoppeld is. En deur hierdie rema, deur hierdie gees gekoppelde woord, het God die aarde geskaap. En die ander interessante gedeelte is ook, waar die Satan vir Jesus versoek het, het Jesus hom met die woord geantwoord. Daardie woord wat Jesus op die Satan mee geantwoord het, was ook daardie rema, daardie gees gekoppelde woord, wat geen bose kan weerstaan nie, want hierdie Efesiërs 6, hierdie helm van die verlossing en die swaard van die gees, is deel van ons wapenrusting. Geen bose kan standhou teen die rema, teen die gees gekoppelde woord van God nie. En deur hierdie gees gekoppelde woord, het God dan die totale kosmos in die wêreld geskape. Johannes 1 vers 1 tot 5. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan. En sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en in die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. Die woord wat hier gebruik word is logos. Jesus is die woord van God. Ons sal nou sien in Genesis hoe is daar geskape en God het gesê.
En daar is die woord van God betrokke. Daar is die gees van God betrokke by die skepping. Waar die Vader geskaap het deur die woord. Maar deur die gees gekoppelde woord het God geskaap. En Jesus was in die begin, was hy by God. En hy was God. Die woord is God. Jesus is God. Jesus was van die begin af, was hy gewees. En deur hom het alle dinge ontstaan. En weer eens, wat sien ons hier? Hy is die lewe en hy is die lig. Kies die lewe, kies Christus. En wandel in die lig. Jy kan nie die lewe kies en in die duisternis wandel nie, maar die twee gaan hand aan hand. As jy die lewe gekies het, is jy in die lig, en sal jy skyn, en sal jou woorde, en sal jou dade sout en lig wees vir die aarde, en vir die mense rondom jou. Maar as jy nie die lewe gekies het nie, is jy die dood, en is jy in die duisternis. Maar jy kan nie die lewe gekies het en sê, maar ek het die lewe gekies, maar jou werke en jou lewe is nog die wat in die duisternis wandel nie. As ons dan gaan kyk, die wonderbaarlike gedeelte van Genesis, wat sê dat die Vader, die Seun en die Heilige Gees was in die begin by die skepping betrokke. Ons lees Genesis 1 vers 1 tot 3. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die Vader het die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis op die wêreld vloed en die Gees van God. En die Gees van God het gesweef op die waters. Hier het ons weer eens die water. Die water wat reinig en die Gees van God wat gekoppel is en wat sweef oor die waters. En dan vers 3, en God het gesê, hier kom die woord. Die woord van God is betrokke, deur die woord van God is daar geskape. Hy sê, laat daar lig wees, en daar was lig. Sy bietjie te vers, ja. En die res verder. Dit is so, dit is daar reg, en om die oor. Ek raak nie volgende. So, goed. Ekskuus, ek raak opgewonde oor hierdie gedeelte, want dit is so wonderbaarlik. God het gesê, deur sy woord het hy geskape, met die Gees wat betrokke was, en dit is op die water. En wat sien ons? Hy sê, wat is die heel eerste ding wat hy skaap, laat daar lig wees? Want God is die lig. God is die lig, en God is die lewe, en deur die woord, en deur sy Gees, het daar lig ontstaan, en het die Gees op die waters gesweef, en is daar lewe. En net so sien ons ook, en ons gaan hierby stil staan, hierdie was inderdaad die doop van die wêreld. Want deur hierdie skepping het God met die water wat daar was, het 'n nuwe aarde ontstaan, waar God geskep het. Die aarde was woes en leeg, daar was geen lewe op die aarde nie, daar was geen lig op die aarde nie. Maar die Gees en die Woord en die Vader kom en skep 'n nuwe aarde. Hebreërs 11 vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het in die sienlike nie. En daardie woord wêreld, dit kan wys op die totale wêreld of hierdie bedeling waarin ons is, die tydsbedeling. En hulle gebruik hierdie woord aion, wat hulle gebruik, wat hulle sê, daar was die bedeling van die vloed gewees. Dan was daar die bedeling van die tydperk van die wet, wat onder Moses was, en met die koms van Christus is daar 'n nuwe tydperk waarin ons die Nuwe Testament in is. So ons sien dan, dat God het die wêreld geskape deur die woord, met die Gees wat betrokke was. Johannes 1 vers 3, en hy het alle dinge geskape. Genesis 1 vers 1 en 3, hy het die hemel en die aarde geskape deur die woord van God, met die teenwoordigheid van die Gees. En hy het dit toeberei. Ek nou die gedeelte van toeberei vermis. Toeberei beteken dat God het dit gemaak, hy het dit in staat gestel om dan te funksioneer soos wat hy dit geskaap het. En dan sê die psalmdigter, hy sê, as ek die hemel aanskou, die werke van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek, daar was die toeberei. Dit beteken om te voltooi, om toe te rus. God het die
aarde toegerus, sodat hy kan funksioneer, soos wat God hom voorbestem het. Om hom gereed te kry en toe te rus met alles wat noodsaaklik is. Ek is besig om die basis te lê vir die wonderlike simboliek wat ons in die Nuwe Testament kry oor hoe ons 'n nuwe skepsel geword het. Dan Romeine 1 vers 16 tot 25, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eers vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit die geloof tot die geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Want die toorn van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Nou vandag is daar die groot knal, Big Bang. En daar is evolusie waar God totaal en al uit die prentjie uitgeskei word deur die mense van ongeregtigheid wat die waarheid onderdruk. En hierdie teorie word verhef tot die evangelie. Daar is 'n oerknal, daar is evolusie. Dit is dit inteendeel. Dit is in sekere lande so erg dat as jy in die skepping glo, dan word jy vervolg. As jy in die skepping glo, word jy onderdruk, jy word uitgelag, want dit is nie feite nie. Hulle verhef die evolusie en hulle verhef die oerknal tot hulle evangelie. En so onderdruk die mense van die ongeregtigheid, die goddeloosheid van die mense, van die ongeregtigheid, die waarheid onderdruk. Omdat wat van God geken kan word, en hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. Luister wat dit is. Ons wat so hierso op die platteland is, wat hierdie pragtige natuur rondom ons is. Behalwe vir Witbank, en Witbank sien 'n mens party aan, is seker nie mooi die sterre nie. As daar die mis en die rook so daar kom. Maar ons is bevoorreg, ons sien die sterre. Ons sien God se almagtige skepping. Wat die almagtige, die skepping wat ons almagtige God geskaap het. Romeine 1 vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word. Daar is ons eerste openbaar rondom ons, naamlik sy ewige krag en sy goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. Daar is geen verontskuldiging as ons in die natuur loop. Ons sien die pragtige blommetjies, ons sien die gras, ons hoor die voeltjies, ons sien sy wonderbaarlike skepping, omdat hulle alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik en gedank het nie. Maar wat het hulle gedoen? Hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister, want hulle het gekies om nie God te ken. Hulle het gekies om hierdie valshede te glo, want dit beteken ons vat God uit die prentjie uit, en dan kan ons maak wat ons wil. Dan is ons nie meer verantwoordelik aan God nie. Dan hoef ons nie in die lig te wandel nie. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, hulle maak of hulle baie slim is, die curriculums en die syllabusse word geskryf, daar is nie 'n God nie. Dis maar net toevallig hoe alles ontstaan het. Jy het groter geloof nodig om te glo dat al hierdie goeders net toevallig is, as wat ons nodig het om te glo dat ons almagtige God deur sy woord en deur die Gees hierdie wonderlike aarde van ons geskaap het. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en van viervoetige en kruipende diere, of in vandag se geval sommer niks. Daar is nie eens 'n God nie. Hierdie mense het ten minste verstaan, daar moet 'n God wees, maar hulle was vastig. Want wat het hulle gedoen? Hulle het hierdie leemte gesien, hulle het gesien, hierso is hierdie pragtige skepping, daar moet 'n God wees. Maar hulle het hulle eie godsdienst gaan skep. Hulle het hulle eie waarheid daar gaan stel,
Of soos wat hulle oupas en hulle oumas hulle geleer het, dis die waarheid wat ons moet navolg, in plaas daarvan om die ware waarheid te gaan soek. En dit is daardie waarheid wat ons vrymaak, daardie waarheid wat God vir ons deur sy Gees openbaar. Soos wat die Samaritaanse vrou vir Jesus gesê het, nou hoe moet ons dan bid? Want die Jode bid in Jerusalem en die Samaritane bid op die berg Gerizim. Toe sê Jesus vir haar, daar sal 'n dag kom. Hy sê die Jode bid in Jerusalem en die Samaritane bid op die berg Gerizim, want daar sal 'n dag kom wanneer die ware kinders van God om in gees en in waarheid sal aanbid. En dit is wat ons moet soek. Ons moet die waarheid soek. Ons mag nie in tradisie leef, in tradisie vasgeval wees en die tradisie verhef tot ons stomp en ons klip en ons afbeelding nie. Ons moet die ware God soek, die krag van God wat in ons is, wat hy ons lei deur sy woord, daardie rema. En ons sal sien wat sy krag het daardie rema. Hy sê daarom het God hulle ook die begeerlike van haar hart oorgegee aan onreinheid en hulle liggaam onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Hulle wil nie die waarheid hoor nie, want die waarheid is vir my ongemaklik. Ek voel ongemaklik met die waarheid. Ek is ongemaklik as God woord vir my dit sê, is dit vir my ongemaklik om dit te volg. Want dit pas nie in by hoe ek groot geword nie. Dit pas nie in by my vriende nie. My vriende gaan dink ek is weird. Ons moet God se woord in waarheid en in krag volg. Want hierdie mense het God hulle oorgelaat. As ons vir God sê, maar ons wil dit nie doen nie, dan sê hulle, maar gaan. As jy nie gehoorsaam wil wees aan my woord nie, dan los ek jou nou. Dan gaan jy nou maar aan op jou eie slimmigheid. Dan kyk jy waar jy uitkom. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Alles is deur die woord geskape, Kolossense 1 vers 15 tot 17. Hy is die beeld van die onsienlike God, dit is nou Jesus. Jesus is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy is voor alle dinge en in hom hou alle dinge staan. En hier bring ons weer eens die wonderlike woord van God. Ons volk se situasie waar ons onder heidene oorgelewer is, dis in God se plan wat hy het mag oor heerskappye en owerhede en magte. Maar, en dit is, ek het nou net gelees, ek kan nie onthou wie dit, ek dink dit was dalk al fyn wat het gesê het, as God 'n volk wil straf, dan laat hy hom oor aan 'n goddelose regering. En God straf ons volk, want ons het hierdie waarheid verhuil. Ons het in tradisie vasgeval, of ons het in politiek vasgeval, en ons doen, of selfs net sommer in die wêreldse vasgeval. Maar ons dien nie meer God nie. Ons lewe nie meer in opregtheid nie. Ons gemeentes, as ons gaan kyk na wat in die kerke aangaan, wat op dese aarde. Hulle het die woord van God totaal en al weggegooi. Hulle lewe en kry vir hulle predikers wat wil preek, wat hulle wil hoor. Wat vir hulle sê, nee, jy's mooi, slaap voort. Jy's gered, jy's uitverkies, jy hoef niks te doen nie. Jy kan maar net voortgaan. Jy kan maar net lekker sis, ja, jy's 'n kind van God. Jy hoef niks te doen nie. Gaan maar net voort. Jy moet maar net elke nou en dan so 'n bietjie kerk toe kom, en in die kerk, dan lees ons die wet, en dan hoor jy, en dan doen jy nou belydenis van jou sonde, dan kan jy aangaan, want jy is mos gered. En so sis ons die volk tot 'n slaap, dat hulle nie moet besef die vrees van God, om in onheiligheid en in sonde voort te bly wandel. Daardie gedeelte het ons verloor. En dan sien ons dat God nie net die aarde geskaap het nie, maar ook al die engele. Genesis 2 vers 1, so is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Nou hierdie woord leermag, gaan ons sien in twee betekenisse. Die Griekse woord, as mense dit nou kan vertaal, sê, hy het voltooi,
dis die Griekse teks van die Ou Testament. Hy voltooi die hemel en die aarde en die totale kosmos daarvan, antwoorde alles. Dis wat die Griekse teks van jy kry die Griekse teks en die Hebreëse teks van die Ou Testament. Daar's 'n paar ander tale, maar dis die twee hooftale. Dan die Hebreëse teks sê en hy het die hemel en die aarde klaar gemaak en hulle totale leerskare. Nou die Tsaba, dit is die Hebreëse woord wat beteken weermag. Hy het die hemelse weermag het hy klaar gemaak. Nou daar's twee gedeeltes wat ons sien, twee betekeniskontekste wat dit in die Bybel voorkom. Deuteronomium 4 vers 19, dan sê God, moenie beelde maak nie. Hy sê dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leer van die hemel, jy wil laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie. Dinge wat die Here jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het. Met ander woorde, in hierdie gedeelte verwys die leerskare van die hemel, verwys na die son en die maan en die sterre, wat die mense ook party die maan aanbid en ander die sterre aanbid, party die son aanbid. As ons byvoorbeeld dink aan Egipte het die Ra-godsdienst, waar hulle die songod gehad het, in klomp Afrika godsdienste het hulle weer die maan-godsdienst. Ek dink Astarte was ook die maan-godsdienst godin gewees. So is daar dan hierdie leerskare verwys na die son, maan en sterre, maar dan kry ons in 1 Konings 22 vers 19 waar dit dan duidelik word. Hy sê verder sê hy, daarom hoor die woord van die Here. Ek het die Here sien sit op sy troon terwyl al die hemelse leerskare by hom staan aan sy regter en aan sy linkerkant. Hier sit met ander woorde geestelike wesens, engele, serafs, cherubs. Dit is wat hiervan gepraat word. So saam met die skepping het God ook al die engele en al die geesteswesens het hy ook geskape. Deur sy woord en deur die gees. En nou kom ons met daardie simboliek en ons gaan kyk hoe die kind van God inderdaad 'n nuwe skepsel is. En wat is die gevolge daarvan? 2 Korintiërs 5 vers 17 tot 21. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. God het ons nie geskape. Die oomblik as Jesus in ons is, as Christus in ons is ons 'n nuwe skepsel. Ons kan nie 'n ou mens wees nie. Hy sê die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. En dit alles is uit God, wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle hul misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Paulus sê, dis aan hulle toe vertrou, die woord wat hulle na die heidene toe uitgebring het, en hulle het daar die woord van versoening verkondig. Wat is dit? Adam en Eva het die vrug geëet, en deur hulle het die sonde tot die mensdom gekom, sodat die dood tot alles gekom het. Die aarde is selfs gevloek as gevolg daarvan. En God het 'n mens deur Christus kom herskape. Tot en met Christus was daar, tot met van die sondeval tot en met Moses was daar nie 'n wet. En die mense het goddeloos gelewe, en so goddeloos gelewe dat God die sonvloed moes stuur. Waarin hy Noag en sy 3 seuns en hulle vrouens gered het, dit was dit. Verder het die mens het hy hulle vernietig as gevolg van die sonde, en daarna het hulle maar stelselmatig weer sleg geword, totdat God vir hulle die wet gegee het, maar dan sien ons die wet het ook nie die mag gehad om hulle te red nie. Dit was geloof. Maar dan kom ons, en dit is waar ons in die Nuwe Testament is, waar God daardie sonde van die mens, daardie sonde wat ons gepleeg het, en hoor mooi, dit is nie sonde wat ons aanhou pleeg nie. Dit is sonde wat ons gepleeg het. Want as jy anders sondig, is jy besig om met die dood te speel. En jy is besig om met vuur te speel. Want hierdie deel te sê, ons is versoen deur die bloed van Christus. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil. Dis nou Paulus hulle, wat hulle is gestuurdes van Christus, ter wille van Christus. Asof God deur ons vermaan, asof God die boodskap bring en sê, luister na die woord van God. Hy sê, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Die bloed van Christus is daar.
Die genade van God is beskikbaar. Hy het dit vir elke mens, het Jesus gesterf, sodat die wêreld hierom gered kan word. Maar die hele wêreld word deur Christus gered. Sy bloed is beskikbaar vir die hele wêreld, maar as jy nie daar die bloed van Christus gaan aanneem nie, as jy nie die genade van God deel van jou lewe maak en dit vir jou toeëien nie, is dit nie deel van jou. Dis hoekom Paulus sê, hy sê, laat julle met God versoen, en hy vermaan hulle, hy sê dit is asof God deur my praat om vir julle te sê, versoen met God, die bloed van Christus is daar, jy kan dit nie deur jou eie doen nie. Jy kan nie goeie werke pleeg, deur jou goeie werke met God te versoen nie. Die enigste manier hoe jy met God versoen is deur die bloed van Christus. Sy bloed is daar, maar jy moet dit aanneem. Jy moet die bloed van Christus vat, selfs daardie aanneming is die genade van God en deur die Heilige Gees wat dit in jou bewerkstellig dat jy dit kan doen, maar dit is 'n opdrag van God. Vat dit, versoen met God, laat julle met God versoen. Want ons is verwyder van God as gevolg van die sonde. Maar ons kan ons met God laat versoen. Ons moet dit net aanneem. Dis daar, dis soos 'n ryk vy wat aan, vat hierdie vy. Vat uit God se woord. Neem dit aan. Neem dit in geloof aan. Hy sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak. Jesus het die vloek gedra. Hy het daar die beker van God gedrink, die beker van grimmigheid van God, wat die toornis van God oor die sonde. Het Jesus gedrink, hy het gesê, Vader, laat die beker by my verbygaan, dit het hy gedrink. En hy sê, julle sal saam met my die beker drink. As ons die nagmaal drink, en ons drink daar die beker, dan het ons deel aan die bloed van Christus, ons herdenk dit. Ons het deel aan sy kruisiging, die beker is die grimmigheid van God, wat Jesus gedrink het vir die sonde, sodat daar vir ons versoening kan wees. Want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Deur Jesus Christus se bloed, deur die versoening van Jesus Christus, wat ons aanneem, ontvang ons geregtigheid van God in Jesus Christus. Romeine 6 vers 1 tot 14. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade kan meer word? Moet ons sê, goed, nou is ons kinders van God, die bloed van Christus is daar. Maar nou wil ek hê die genade moet meer in my word. En hoe doen ek dit? Ek sondig. En elke sondag dan kom ons en dan sê die woorde, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Maar as ons in die sonde volhard, daardie gedeelte wil ons nie. Want ons kom net, ons sê, as kom ons nou kerk en ons bely ons sonde, wonderlik, dan kan ons aangaan, dan kan ons ander sondig, want as ek ander sondig kan word God se genade meer. Nee. Paulus sê, ons wat die sonde afgesterf het, ons deel in Christus se dood. Deur sy beker wat ons drink, deel ons in Christus se dood. Ons het dit afgesterf, ons het die ou mens afgesterf. Hoe op dese aarde kan ons nog in die ou mens leef? Hoe op dese aarde kan ons aanhou om te sondig en te sê, ons het ons ou mens afgesterf, maar as hy lyk soos 'n zombie wat nie aanhou loop. Of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is in sy dood gedoop is nie. En dit is die wonderlike teken van die nagmaal en van die doop. Met die doop deel ons in Christus se kruisiging. Ons drink die beker, daar's die bloed van Christus wat vir ons gestort is. Ons drink dit word deel van ons, so word sy versoening met die Vader deel van ons. En net soos wat Christus dan die brood gegee het, hy wil ek sê, eet, dit, soos wat julle hierdie brood eet, so is ek ook gebreek vir julle aan die kruis. Met die nagmaal het ons deel aan die kruisiging en die dood van Christus. Maar ons aanbid nie 'n kruis. Want Jesus is begrawe en hy het opgestaan. En deur sy opstanding het hy gelewe en deur die doop. Luister hier wat sê hy. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Met ander woorde, deur die nagmaal, deur die beker te drink,
deel ons aan Christus se kruisiging. Deur die brood te eet, deel ons aan Christus se kruisiging, sy brood, sy liggaam wat vir ons gekruisig is aan die krag. En toe sy begrawe, en daardeur het hy opgestaan, en net soos met die doop, het ons dan deel, ons sterf af, ons gaan in die water, en ons staan op in die water uit, en daar is ons net soos Christus, deur die heerlikheid van die Vader uit die dode opgewek is, so word ons opgewek waar ons ou mens afsterwe. Daardie ou mens, daardie vleeslike mens, is daar in die kruis. Maar daardie vleeslike mens is dood, en ons sterf. En dan, deur die doop staan ons op, uit daardie dood uit, en ons is 'n nuwe lewe, gewas en gereinig deur die bloed van Christus. Want as ons saam, vers 5, want as ons met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid aan sy dood, ons het saam met hom gesterf, ons ou mens is dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Want wat gebeur? Net soos wat Jesus gesterf het en opgestaan het, so sterf ons. En ons gaan dood, en ons ou mens gaan letterlik dood. Ons is 'n nuwe skepsel in Jesus Christus, met 'n nuwe mens wat beklee is met Christus. Dit beteken die heerlikheid van Christus, soos dat die heerlikheid van die Vader was. Dit word deel van ons, deur sy Gees wat in ons kom woon. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding, aangesien ons dit weet dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sal word, en ons nie meer die sonde sou dien. Dit is die blye boodskap. Dit is die evangelie. Ons sit nie hier as sondaars nie. Ons is nie sondige mense wat maar net voortploeter in die sonde nie. Nee. Ons is nuwe skepsels wat beklee is met Jesus Christus, wat gereinig is deur die bloed van Christus, wat versoen is met die Vader, waar die voorhangsel van bo na onder geskeer is, waar ons direkte toegang het deur die Vader, waar sy Gees in ons woon. Dis die boodskap. Die boodskap is nie sit op jou boude en vat net die genade van God en doen maar net, gaan maar net aan met jou lewe, want daar is genade en daar is vergifnis van sondes en maak net wat jy wil doen. Dit is glad nie wat die boodskap is van God nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Ons is reeds geregverdig van die sonde. As ons die beker neem en ons eet die brood en ons is gedoop in Christus Jesus, dan staan ons op as nuwe mense. Ons staan op en ons sê, ek is 'n nuwe mens. Ek kan nie die ou mens lewe nie. Ek kan nie daardie vleeslike mens lewe nie, want daardie ou mens is dood. En die wonderlike is, dit maak nie saak wat jy gedoen het nie. Dit maak nie saak wat jou verlede was nie. Dit maak nie saak hoe jy droog gemaak het, en die vraag is, wat gaan jy nou doen? En hoe gaan jy vorentoe? Want as jy gaan bly voortleef soos jou ou mens, dan het jy nie die ou mens afgesterf nie. Dan maak jy hom vas. Een van die strawe wat hulle in die Romeinse tyd gehad het, is hulle het 'n lijk op 'n man se lyf vasgemaak. En dan daai mense het gevrot op die persoon, en daai persoon het daar self doodgegaan van al die vrotheid van hierdie ding. En dit is wat Paulus sê, wie sal my verlos van hierdie sonde van die dood, hierdie liggaam van die dood? Want hierdie vleeslike bly aan ons streef. Tot en met ons dood is, gaan daar die vleeslike, of met die wederkoms van Christus, gaan die dood van die vleeslike in ons lede is, en ons gaan stryd daarteen. Maar ons is nie meer sondaars nie, want ons is geregverdig, ons is met God versoen, met die Vader versoen, vers 10. Want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Maar die lewe wat hy leef hy vir God, so moet julle ook reken. Dat julle wel vir die sonde dood is, hoor nie? Ons is dood vir die sonde. Ons is nie maar sondige mense en arme ou sondaars nie. Ons is dood vir die sonde. As jy nie dood is vir die sonde nie, het jy 'n groot probleem. Want ons is geheilig deur die bloed van Christus. Ons is deur die doop het ons opgestaan uit die dode en ons is bekleed in Christus. Ons het 'n nuwe mens geword. En as jy sê, maar ek is 'n sondaar en ek bly sondig en ek bly in die sonde lewe. Wat sê jy dan? Nee, ons is dood.
Ons is dood vir die sonde. Ons dien nie meer die sonde nie. Ons dien God. Ons dien die Vader. Hy sê, ons moet so word, so moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Ons is lewend vir God. Ons is dood vir die sonde, ons is klaar met sonde. Ons is bekleed met Christus. Hoe is Christus? Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie. Ja, ons het 'n vleeslike in ons. En daardie vleeslike in ons maak dat ons geneig is tot die sonde. Maar ons is nie meer sondaars nie. Ons lewe nie meer in ongeregtigheid nie. Ons is dood vir die sonde. Ons dien nie die sonde nie. Ons dien ons Vader in Christus. Deur sy Gees wat in ons woon. Dis al. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie. Dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie, want hy kom. Daai drank, daai dwelms, daai seksualiteit, al daai begeertes, man, die wêreld kom met sulke lekker toffie appels. Kom proe hierso. Net soos die Eva, hy staan gesê, kom proe. Kom proe net, man, is dit so? Is dit so dat jy gaan moeilikheid optel? Nee, man, niemand gaan weet nie. Kom proe net so bietjie hier. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. As ons alles sonde, is ons dood vir die sonde. Hoe het ons die sonde ophou dien? Maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. En julle lede as werktuie van die geregtigheid in diens van God. Dis wat ons moet wees. Dit is wat 'n nuwe skepsel in God beteken. As God dan geskaap het, deur sy Gees, deur sy woord, en die Vader was self daai geskape. En daar is die aarde, en hoe het hy dit geskape? Hy het gesien dit was goed. Nou kom ons te sê, ons is 'n nuwe skepsel in God. Maar wat? Ons is woes en leeg. Ons gaan weer terug. Ons gaan weer terug na die ou mens toe. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuig van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het. En julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Ons is nie meer onder die wet, wat ons elke wet moet probeer nakom en elke ding doen nie. Nee, ons het die Gees van God in ons, wat ons oortuig van sonde, wat ons lei op die pad van heiligmaking. Ons is so ver verwyder van die wet, dat ons nie eers ons lewe in geregtigheid, want sy Gees is in ons. Hy lei ons. Die wet doen ons van nature, want sy wet is op ons harte geskryf, sy Gees lei ons. Galasiërs 2 vers 28, want as ek weer opbou wat ek afgebreek het, dan betoon ek myself oortreder. Want deur die wet is ek vir die wet dood, om vir God te lewe. As ons weer gaan en ons wil reeltjies en regulasies, en ons moet dit, en ons moet dit, en ons mag nie dit nie, en ons moet nie dit nie. Nee, ons moet lewe in God, sy Gees sal ons lei. Sy Gees sal ons in die waarheid lei. Daar's die woord van God wat ons lei. Maar het ons 'n verhouding met God? Het ons 'n verhouding met God, wat ons wandel in God, wat ons erns maak, wat ons daagliks, die ons Vader sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, bid ons daagliks. Vra ons daagliks vir God sy beskerming, trek ons daagliks die wapenrusting aan, is ons daagliks wat ons in God se teenwoordigheid is, wat hy met ons is, of is God net vir Sondag? Dis sy skedule. Daar kan hy praat en daar sal ek bietjie luister en maak asof ek nie slaap. Of is ons God in ons lewe, met ons, soos wat die Gees van God oor die waters gesweef het. Dis daar die Gees van God in ons. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Daai ou mens is dood, maar Christus leef in my. Ek en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ons word toeberei. 2 Tessalonisense 2 vers 19 tot 21.
Evenwel die fundament van God staan vas met die seël, met hierdie seël. Die Here ken wie wat syne is. God ken ons. Hy weet ons is syne. Laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk en sommige tot eer en ander tot oneer. As iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei tot elke goeie werk. God kan jou toeberei. Moses het gesê, maar ek kan nie praat nie. Hy sê, maar daar is 'n Aaron, laat hy praat. En langs die pad het Moses daar maar regtig bygekom, want hy was een van die grootste leiers in Israel. En hy kon nie praat nie, want God het hom toeberei. Daar was vissermanne, eenvoudige vissermanne. Hy het hulle toeberei. En hier sit ons 2000 jaar later. En ons lees die woorde wat eenvoudige vissermanne wat God toeberei het. So jy is net eenvoudig dat God jou nie kan toeberei om jou te gebruik vir dit waarvoor hy jou geroep het nie. Al is jy 'n vrou wat jou kinders moet versorg. Al is jy 'n man wat by die werk moet staan, maar waar jy is, wees die lig en wees die sout en sterf daardie ou mens af en wees vir die mense rondom jou, wys vir hulle hoe is dit om in geregtigheid te lewe. Ek sluit dan met hierdie 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 10 wat hy sê, want ons weet dat as ons aardse tentwoning, dis hierdie lewe waar ons nou lewe, afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorvee te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word. Ons moet ons bekleed met Christus. Want ons wat nog in die tent is, ons wat hier op aarde lewe, sug en voel beswaar, want ons stryd teen daardie vlees. Ons het hierdie vleeslike wat ons die hele tyd wil aftrek. Ons moet die hele tyd bly swem en bly swem en bly swem. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaar, omdat ons liewer nie ontkleed maar oorkleed mag word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Ons wil hierdie ou sterflike liggaam van ons, wil ons klaar mee wees. Ons wil met God wees, maar ons het 'n verantwoordelikheid hier. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. Wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Die Grieks vir die onderpand is 'n deposito. Ons het die deposito van die Heilige Gees. Ons het die deposito wat vir ons sê, hier is die waarborg. Dis 'n kind van God, want die Gees woon in ons. En hoe is daardie waarborg? Hoe sien ons daardie waarborg? As ons in geregtigheid leef. As hy hierdie ou mens van ons doodmaak. As hy hierdie ou mens van ons, as ons hom begrawe, en daarso is hy in die dood, in die dood is hy gesterf. Hy het opgestaan. En ons is bekleed met Christus. Ons is 'n nuwe mens. Ons kan nie meer sondig nie. Amen.